'n leerder skryf 3 stellings oor die emissiespektrum van lig in 'n notaboek neer. Evalueer telkens of die stellings korrek is, al dan nie. Stelling 1. 'n emissiespektrum word gevorm wanneer sekere frekwensies van elektromagnetiese straling deur 'n koue gas beweeg. Nou hierdie eerste stelling beskryf nie 'n emissiespektrum nie, maar wel 'n absorpsiespektrum. Wanneer wit lig deur 'n koue gas beweeg, absorbeer die gasatome sekere frekwensies, om dan nou die elektrone van 'n laer na 'n hoër energievlak te laat beweeg. En dit laat donker lyne op 'n kontinuus spektrum agter, ons noem dit die absorpsiespektrum. Stelling 1 is dus verkeerd. Stelling 2. Die lyne in die emissiespektrum van 'n atoom het dieselfde frekwensie as die ooreenstemmende lyne in die atoom se absorpsiespektrum. Hierdie stelling is waar. In hierdie geval het ons 'n warm gas met elektrone wat nou van 'n hoër na 'n laer energievlak beweeg. Fotone word dan uitgestraal by spesifieke frekwensies en vorm dan die emissiespektrum. Die frekwensies van hierdie lyne stem ooreen met die in die atoom se absorpsiespektrum. Om dit eenvoudig te stel, as jy 'n absorpsiespektrum sou vat en jy vat die emissiespektrum en jy tel hulle bymekaar, dan gaan jy die volle spektrum kry. Met ander woorde, die volle reënboog. Stelling 3. 'n emissiespektrum word gevorm wanneer die atoom oorgange vanaf 'n hoë energietoestand na 'n laer energietoestand maak. Hierdie stelling is ook korrek. Soos die elektrone in 'n warm gas beweeg vanaf 'n hoër energievlak na 'n laer energievlak, vorm die emissiespektrum.